Hallo geliefdes, my naam is Karen en hierdie is Smag soos 'n Wildsbok. Ek gaan vandag 'n vraag vra en ek wil hê julle moet vir my in die comments kommentaar los en vir my sê, wat is jou gunsteling vers? Ons almal het een, daar's altyd 'n vers wat vir ons meer betekenis het as 'n ander vers, as gevolg van 'n ding wat dit aangekoppel is, 'n event, 'n ervaring, 'n visioen, 'n droom, of iemand wat dit met jou gedeel het, iemand wat vir jou spesiaal is. Maar ons almal het 'n vers. Nou, vir my vers is Hebreërs 11 vers 6, en dit lees soos volg. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou, waar ek op die vers vandaan gekom het was, een oggend was ek in 'n droom, dit was te mekaar, ek kon nie konsentreer in my droom nie, ek het nie lekker gevolg nie, en dis soos wat ons in Afrikaans partykeer sê, dit het gevoel soos kots in 'n tuimeldroër, baie te mekaar. En ewe skielik voel ek net toe ek uit hierdie droom uitgeruk word. En ek's nog nie heeltemal wakker nie, maar hier's hierdie verskriklike lig in my slaapkamer. En ek besef dit is nog nie laat genoeg dat die son kan opkom nie. Hierdie is nie sonlig nie. Hierdie is baie helder wit lig. En ewe skielik hoor ek net 'n stem wat sê, ek is. En ek word teruggetrek in daai droom en ewe skielik sien ek alles net soos wat ek moet sien. Nou is my droom nie meer te mekaar nie, toe kan ek volg wat ek moet sien in my droom. En ek word wakker daai oggend weer en ek dink, die Here het met my gepraat. Die Here het homself kom ontbloot aan my en gesê, ek is. En ek weet ons baie verse, en dit is nou al baie jare terug gewees. As ek nou presies moet sê, ek dink dit was amper 3 jaar terug gewees, so dit was baie lank terug gewees. Ek het nog nie soveel skrif in my gehad, dat ek alles kon ken nie. En ek kyk die dag 'n video op YouTube, en hulle praat oor 'n vers, en ek dink, nee, dit klink nie vir my reg nie. En ek gaan vat toe my Bybel, en ek gaan kyk toe self, want toe dink ek, hulle het die verkeerde vers gekwoteer, dit klink nie vir my reg wat daar moet staan nie. En toe ek die vers vat, toe het hulle die verkeerde skrif gegee, wat saam met die vers gaan, maar toe ek die vers lees, toe weet ek, okay, dit is wat die Here met my probeer praat. En daar sê, dat hy is, jy moet weet hy is, en hy noem homself die ek is. En dit het net so by mekaar gekom, en ek besef toe, die Here het aan my verskyn daai oggend, en het vir my gesê, ek is, en jy moet glo. En van daai oomblik af, was dit asof ek hierdie mindshift gehad het van, ek glo net. As die Here met my praat, ek glo net. Ek gaan dit nog steeds woord, maar hy praat uit hierdie een met ons, die woord, sy woord, die Bybel. En ek wil sê, het maak nie saak wat se vertaling jy vat nie. As die Here met jou wil praat, gaan hy deur enige een van hulle met jou praat, want dit bly sy woord. Partykeer is die woorde dalk 'n bietjie anderste, maar die betekenis daagter gaan hy nog steeds aan jou bevestig en aan jou openbaar. En met hierdie hele ding loop ek al jare, dit is net, ek glo en ek weet hy beloon my daarvoor. En gister het ek hierdie gedagte gehad, dat ek lees baie keer, en dan sê die Here vir my, hou op om te lees, moet nie verder in die Bybel lees nie. Dan dink ek, maar dis mos nou goed om te lees. Want dan die volgende hoofstuk, het hy iets wat hy my oor wil leer, en daai dag is nie die dag vir dit nie, want ek is al klaar gevul met soveel kennis, ek kan dalk nie nog inneem nie. En dis asof ek sien hierdie koppie, wat voor my staan, en die waterbeker wat gooi, en die koppie word al hoe voller, maar daar kom 'n punt, waar die water te veel word, en die koppie loop hoër, en daai water mors eintlik, dis nou 'n mors, so as jy die hele tyd ingooi, en meer kennis in jou neem, maar daar's nie 'n koppie om dit te vang nie, waarheen gaan daai kennis, dit gaan verlore. En dit is asof ek ervaar die Here praat met my, en hy verduidelik vir my, dit is deel van die beloning, ek is besig om skrif vir jou te openbaar, en kennis met jou te deel, maar wanneer jy vooruit gaan, en jou koppie is nie leeg genoeg om te ontvang nie, dan gaan dit hierin en daar uit. Jy hoor dit nie, jy neem dit nie in, jy hou dit nie vas nie. Daar moet spasie in jou koppie wees, om dit op te vang. En dit was dit vir my so mooi gedagte, en toe verstaan ek hierdie vers ook nou beter, want jy glo, hy praat met jou, jy glo, hy deel met jou, jy glo wat in sy woord staan, jy glo net wat hy vir jou wys, en jy vertrou, en dan kom hy, en hy beloon jou, met openbaring uit die skrif uit. En dis nou wat met my die laaste tyd gaan, want ek het 'n hongerte vir kennis die laaste tyd, maar wat in die Bybel staan, om dit beter te verstaan. En dis nou soveel keer wat ek 'n skrif al hoeveel keer gelees het, en dan sit net van,
Die oë gaan net so, jy lees dit, maar jy neem dit nie in as kennis nie. Jy neem dit net in as dis woorde wat daar staan. En dan kom daai dag wat hy jou beloon en hy besluit, nou vandag openbaar ek daai skrif vir jou en ek verduidelik vir jou die dieper betekenis daarvan. En moenie dink 'n skrif het net een betekenis nie. Dit is soos, iemand het dit eendag so verduidelik, dit is soos 'n ei. Elke laag wat jy wegvat, is daar nog een in die binnekant. En om in die hart van die ei te kom, vat lank. Daar's baie laagies, daar's baie velletjies wat moet gaan. En ek voel woord is ook so, skrif is ook so. Ons moet net aanhou, tyd saam met Here spandeer, tyd in hom belê. En ek wil regtig vir jou aanmoedig, moenie net 'n skrif 'n dag lees nie. Vir my het dit eers begin regtig insink toe ek begin hoofstukke 'n dag lees. Heiliglik doen ek omtrent so 4 hoofstukke minimum. Maar as ek eers iets raak gelees het met my aandag trek, as ek weer sien het ek weer op ander boeke gelees of ander plekke gelees. Moenie jouself ontneem van die geleentheid om tyd saam met die Here te spandeer nie. Al moet jy kos prys gee, al moet jy video's prys gee, al moet jy internet prys gee, al moet jy TikTok prys gee, al moet jy YouTube prys gee. Dit maak nie saak wat nie. Facebook is ook een van daai, Instagram is ook een van daai wat ons tyd steel. Al moet jy van daai goeders wat jy lief is om te doen, los en eerder tyd in die skrif te spandeer. Jy gaan sien, die Here gaan jou beloon daarvoor. En hy gaan vir jou wysheid gee, hy gaan vir jou wys om jou lewe te verbeter, hy gaan vir jou wys hoe lief hy vir jou is. Daai alleenheid wat jy voel, want jy voel jy's op jou eie, gaan nie meer daar wees nie, want die Gees van die Here gaan teenwoordig wees, hy gaan met jou spreek. Vertel my, wat is jou gunsteling vers? En jy kan my maar vertel hoekom ook, dit is ook belangrik, hoekom? Was dit iemand wat dit met jou gedeel het, wat spesiaal vir jou was? Was dit 'n oomblik wat die Here jou uit iets uit gered het en hy het vir jou die skrif gegee? Was dit 'n nuwe reis wat jy opgegaan het, dat die Here die skrif gegee het en dit bevestig het? Wat is die rede dat jou skrif vir jou belangrik is? Deel gerus met my, ek sien uit om te lees wat julle met ons deel. Maar tot ons weer gesels, mag jy 'n wonderlike dag hê in die naam van Jesus Christus en wees geseënd in alles wat jy doen. Mag jy hemelse kennis ontvang en met elke woord wat jy lees uit sy skrif uit, mag jy daai tyd uitkoop om saam met hom te wees.